Vader, baie dankie vir jou, soos Adrian nou gesê het, hierdie heilige oomblikke, waar ons 'n heilige God kan aanbid. Dankie Here, U het ons 'n heilige priesterdom gemaak, 'n uitverkore volk, Here, dankie dat U ons lief het. Dankie vir die woord, dankie dat ons so kon saam sing. Dankie dat ons vanoggend kon nagmaal gebruik, ter nagedagtenis van Jesus, dit wat U aan die kruis vir ons gedoen het. Dankie dat U liggaam geskoei is, deurboor is, U bloed gevloei het, sodat ons vandag U woord kan uitlewe. Seën nou U woord, laat U naam verheerlik word. Ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Baie dankie, kom ons neem ons sitplekke. Ek weet die tyd het baie aangestap, maar ek gaan so Telegram-styl probeer preek, is bietjie moeilik. Ek wil vanoggend, ek glo die Here wil hê ek moet hierdie woord uitbring vanoggend. Ek wil bietjie vanoggend met u praat oor verander deur Christus. Sê vir die ou langs jou, ek is verander deur Christus. Dis Christus wat ons verander, dis Christus wat vir ons 'n nuwe lewe bring en die duiwel kom en hy herinner ons aan ons verlede. Hy wil hê ons moet teruggaan na dit wat ons was. My broer en my sussie, jy is nie meer wat jy was nie. Amen. As jy jou hart vir die Here gee, is daar transformasie wat plaasvind. Jy word 'n nuwe mens in Christus. Jou ou mens is begrawe. Dit het agtergebly. En dan begin ek by 1 Petrus 2 vers 9. Maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van hom, van Jesus, wat julle uit die duisternis geroep het, tot die wonderbare lig. Julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou die volk van God is, aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is. Is dit nie wonderlik nie dat God my en jou roep as 'n heilige priesterdom, dat hy vir jou sê, weet jy wat, jy's heilig aan Jesus, jy's heilig aan God, jy's duur gekoop, jou hele lewe, het die dag die jou hart gegee het, ons gaan nog by dit stil staan, het jy 'n transformasie ondergaan, het God jou gaan haal. Weet jy, God het jou uitgekies, jy is kosbaar, hy het jou kom verander en dan sê in vers 6, 1 Petrus 2 vers 6, daarom dan, ook in die skrif, daarom staan het ook in die skrif, kyk, ek lê in Sion, 'n uitverkore en kosbare hoeksteen, en die wat in hom glo, sal nooit bestaan word nie. Is dit nie wat Adrian vanoggend vir ons kom probeer sê het nie? Nie probeer nie, hy het dit, ons moet dit net snap. Ons moet dit net uitleef. Die hoeksteen is Jesus Christus. Die hoeksteen waarop 'n gebou staan is so belangrik. Jesus is vir my en jou so belangrik. Maar jy sien, ons vergeet baie keer. Wie is ons hoeksteen? Ons vergeet baie keer, waar kom ons krag vandaan? Waarna toe hardloop ons as ons in moeilike tye kom? Hardloop ons na die Here toe, hardloop ons na ander goed toe? Ons moet na hom toe hardloop. Hy sê in vers 7, vir julle dan wat glo, is hy kosbaar. Vir wie? Julle wat glo, is Jesus kosbaar. Glo jy nog dat jy getransformeer is deur Jesus? Glo jy nog dat hy is jou koning, jou saligmaker, jou redder, hy is jou verlosser? Sonder hom is ons niks. Sonder hom is ons niks. En dan sê hy, vers 7, maar vir die ongelowiges geld nie weer die woord, die steen wat die bouers verwerp het, dit het 'n hoeksteen geword, en 'n steen van aanstoot, en 'n rots van struikeling. Eers was ons niks. Nou is ons 'n koninklike priesterdom. Eers was ons verlore. Nou is ons gered. Eers was sê die Bybel, was ons ver van God. Nou het ons naby gekom. Hoe sê hy? Deur jou geloof. Jou geloof in Christus Jesus is wat jou dra. Ek en jy is 'n meesterstuk in hom. Sy eerste keuse. Weet jy, die duiwel kom bring vir jou 'n verwronge beeld van wie jy is. Hy kom herinner jou aan jou verlede, aan dit wat jy nie kon bereik het nie, dit wat jy nie kon gedoen het nie, dit wat jou so afgetrek het, dit wat gemaak het, dat jy op moed verloor so vlakte te kom. En God sê vir jou vandag, jy is 'n meesterstuk, uitgekies. Hoe wonderlik is dit, dat die koning van alle konings kom en hy sê vir my, ek het jou uitgekies. Jy's 'n meesterstuk, jy's perfek. Miskien nie vir die mens, vir jouself nie, maar vir God is jy perfek. Hou op, laat die duiwel jou blydskap steel. Hou op, laat die duiwel vir jou sê, jy gaan dit nie maak nie. Laat die duiwel vir jou sê, jy is die ou swart skaapie. Jy is die ou verlore eentjie. Maak nie saak wie en wat jy is nie. In God se oë is jy 'n meesterstuk, is jy kosbaar. Efesiërs 1 vers 4 sê, soos hy ons in hom uitverkies het. Hoe sê hy uitverkies? In hom. Maar ons probleem is, bly ons in hom? Ons bly nie in hom nie. Ons eendag in die hemel wees en eendag wil ons in die hel wees. Daar's mos 'n sekere geloof wat glo daar's nie 'n hemel nie. As jy vandag in 'n goeie by is jy in die hemel.
As jy môre in 'n slegte by is jy in die hel. Dis nie hoe God werk nie. As jy in Christus is daar iets anderster. Hy sê, soos hy ons in hom uitverkies het, voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Wanneer het hy jou uitgekies? Voor die grondlegging van die aarde af. Hoekom is jy dan gered? Omdat jy uitgekies is. Omdat hy jou lief het. Omdat hy in jou belang stel. Jy sit vandag hier, nie om na my te kom luister nie. Jy sit vandag hier omdat Jesus jou uitgekies het. Omdat jy kosbaar is. Omdat jy spesiaal is. Omdat jy roeping en 'n lewe binne in Christus het. Maar jy sien ons probleem is, ons wil eendag in Christus wees, volgende dag glo ons die wêreld. Vandag glo ons die woord, volgende dag glo ons die duiwel. Nee, glo Jesus. Hy het jou uitverkies. Hy sê in vers 5, deurdat hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir homself aan te neem, deur Jesus Christus, na die welbehae van sy wil. Wat het hy gedoen? Hy het jou met al jou foute, het hy jou kom aanneem. Het hy vir jou gesê, my kind, onthou Johannes 1 vers 12, wat jy al so baie van hierdie kansel af gehoor het, sê aan almal wat hom aangeneem het. Wat het gebeur as jy hom aanneem? Het hy die mag gegee. Jy word nie net aangeneem, my broer en my sussie, jy kry 'n mag om 'n kind van God genoem te word. Aan wie? Hulle wat in sy naam glo. Jy sien, jy moet glo in Jesus. Jy moet glo, as hy jou aanneem, het jy die mag, want Lukas 10 vers 19 sê, hy het ons al die mag oor die krag van die vyand gegee om ons sy leuns te glo. Hy wil jou mislei, my boetie en my sussie. Hy wil vir jou sê, jy is dit nie werd nie, jy is. Ons is nie een werd nie. Hoe het ons werd geword deur Jesus? Wie het Jesus gekies as sy disippels? Die uitverkorenes, die wonderlike mense. Hy kom in die woestyn, die eerste ding wat hy doen, hy gaan na die waters toe. Hy kry daar vir Petrus en sy broers en hy sê, kom, ek maak julle disippels. Hy gaan na die tollenaar toe. Hy gaan maak die tollenaar 'n disipel. Die enigste ou wat miskien 'n titel gehad het, was Lukas die dokter. Die ander ouens was gewone ouens soos ek en jy. Jy sien, Jesus kies nie aangestelde mense nie, hy kies gehoorsame mense. Hy kies gewillige mense. As jy gehoorsaam en gewillig is, dan sê God vir jou, ek het jou uitgekies. Jy sien, hy sê baie is uitverkies, of baie is geroep, maar min is uitverkies. Hoekom? God roep ons almal. Maar wanneer word jy uitverkorene? As jy gehoorsaam is. As jy luister na sy woord. Jy kan nie sê ek is uitverkorene van die Here, maar jy glo nie wat Jesus vir jou gedoen het nie. Jy glo nie dat in sy skepingsdoel vir jou lewe nie. Die duiwel, my boetie en my sussie, verwrong ons gedagtes. Hy kom sê vir ons is nie goed genoeg nie. Maar Jesus kom maak ons goed met sy bloed. Wie kies Jesus? Gehoorsame mense. Mense wat bereid is om na hom te luister. Om te doen, soos Adrian nou gesê het. Hy wat hoor en doen. Word daders van die woord en nie hoorders wat julle self mislei, sê die Bybel nie. Word daders van die woord. Dan gaan God jou aanneem. Glo jy vandag jy is goed genoeg? Sê dit vir jouself, ek is goed genoeg. Nie omdat ek is nie, maar omdat Christus binne in my woon. Daarom is ek goed genoeg. Omdat Christus binne in my woon. Lukas 5 vers 10, die tweede gedeelte. En Jesus sê vir Simon, dis Petrus, moenie vrees nie, van nou af sal die mense vang. Hier is hulle besig, die Here lei hulle, die beste vangs van hulle lewe ooit gehad. Die beste visse ooit gevang. En Jesus sê, los daai visse, volg my. En kyk wat doen hulle. Kom ons kyk eers. Hoekom? Jesus sê wil jy gaan vissers van mense word. En dan sê hy in Johannes 15 vers 16, julle het my nie uitverkies nie. Jy sien, Petrus het 'n lekker lewetjie gehad. Lekker daar, vis gevang. Miskien nie lekker nie, ek dink visvang, julle manne wat nou visvang, ek dink is harde werk. Maar Jesus sê, julle het my nie uitverkies nie, maar ek het julle uitverkies. My boetie, my sussie, die feit dat jy jou hart vir die Here gegee het, sê jy's 'n uitverkore kind van die Here. Jy's duur gekoop, jy's 'n meesterstuk. Hy het jou uitgekies om wat te doen en aangestel om vrug te dra. God soek iemand wat vrug dra. Hoekom dra ons vrug? Omdat ons lief is vir Jesus. Omdat ons wil doen wat hy ons geleer het. Hy sê vir die disippels, dit wat ek julle geleer het, gaan julle en gaan doen net so. Dis hoekom ons moet vrug dra, nie om af te show en om mense te wys hoe goed ons is nie. Dis maklik. Ek dink baie keer is ons lekker as mense jou prys. Baie keer aan ons pastore, jy kry mos so lekker groot kop as mense jou prys. Maar dan gaan jy in jou binnekamer en sê die Here, wie moet jou prys? Jy moet wat ek jou prys, nie mense nie. Jy doen dit nie vir mense nie, jy doen dit vir God. God het jou lief en ons het hom lief omdat hy ons eerste lief gehad het. En dan lees ons in 1 Petrus 2 vers 9, onthou wat is ons?
'n koninklike priesterdom. Hy kom in Openbaring 1 vers 5. En van Jesus Christus, die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode en die owerste oor die koning van die aarde. Aan hom wat ons lief gehad het en ons van ons sonde gewas het in sy bloed. Hoe is jy gewas van jou sonde? In sy bloed. Dit wat ons gevier het die nagmaal vanoggend. Sy bloed het jou kom was, sy bloed het jou kom reinig. En dan sê hy in vers 6, en ons gemaak het konings en priesters. Was jy 'n koning en priester gebore? Miskien was jy koningin Elizabeth, sy het outomaties die koningskap of koninginskap oorgevat. Dink aan, wat is daai vrou wat hier van Suid-Afrika afkom, wat met prins Albert of Harry of iemand getroud is daar in Monaco, hoe het sy 'n koning geword? Deur met die prins te trou, het sy 'n koningin geword. Maar ek en jy het konings en priesters geword, deur Jesus se bloed. Deurdat hy jou uitgekies het, deurdat hy vir jou kom sê, jy's kosbaar, ek het jou lief, ek stel in jou belang. En dan sê hy, omdat hy ons lief gehad het en ons van ons sondes gewas het in sy bloed en ons gemaak het konings en priesters vir sy God en Vader, aan hom die heerlikheid en krag tot in alle ewigheid. Amen. Wat beteken dit vir my en jou dat ek en jy konings en priesters is? Wat beteken dit vir my en jou? In Jesus is ons koningskinders, so wat beteken dit? Ons is vlekkeloos. Sy bloed het ons gered. Sy bloed het ons kom verander, is nie ons nie. Ja, ons moet die verandering gehoorsaam wees aan die verandering, maar hy het jou eerste kom uitkies en jou kom verander, nou sê hy lewe in jou veranderde lewe. Maar jy sien, baie mense, ek verstaan dit nie, hulle gee hulle harte vir die Here, maar dan kom die duiwel en speel hy mos met jou woer. Hy sê vir jou, nee, jy's nog net soos gister. Jy kan nie, my broer, my sussie, jy kan nie 'n aanraking van die Here hê en nog soos gister wees nie. Hy verander jou, maar jy moet dit toelaat. God dwing homself nie, hy wil hê ek en jy moet dit toelaat. Wat beteken dit nog? Ons het nou, as gevolg van die bloed en die liggaam, het ons direkte toegang tot God. Ons is deur die Here vrygekoop. 1 Timoteus 2 vers 5 sê, daar is een God en een middelaar tussen God en die mens Christus Jesus. Hy het as vlees, soos Adrian nou gesê het, hy is as vlees kom lewe. Sy woord was vlees, hy het onder ons gewoon, hy het gesterf as vlees. Hy het sy bloed as 'n gewone mens, maar hy was koning. En hy het opgestaan, hy het opgevaar. Hy sit aan die Vader se regterhand, waar hy nou vir my en jou intree. Hy het ons so lief. Hy het ons so lief, hy is die enigste middelaar. Jy sien, toe hy die middelaar word, toe word daai middelmuur, daai skeidsmuur van die heilige en die allerheiligste in die tempel word afgebreek en ek en jy het nou toegang tot God. Nou het ons 'n reg tot ons Vader. Toe word dit nie meer net God nie, toe word dit Vader. Nou het ons die voorreg om te sê, is ook my Vader. Weet jy wat is 'n Vader? Hy sê in Lukas 11, as julle wat slegte paas is, hy sê ons is eintlik slegte paas. As julle weet wat dit is om goed te doen, hoeveel sal die Here goeie gawes gee aan die wat hom bid? Hy's lief vir ons, hy stel in ons belang. Hebreërs 4 vers 14, terwyl ons dan 'n groot hoërpriester het, wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus, die Seun van God, laat ons die belydenis vashou. Wat se belydenis? Ons hoërpriester Jesus, hoor wat sê in die volgende vers. Hy sê, Hebreërs 4 vers 15, want ons is nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie. Jy sien, die vorige priester was onder die wet. Hy moes dit doen uit dwang uit. Jesus het sy lewe kom vry afgee. Daarom het hy ons 'n vrye keuse kom gee. Daarom het hy kom sê, hy het medelee met jou. Hy kan met ons medelee hê, want hy self gesterf. Dis nie nou 'n bokkie wat instaan nie. Dis nou 'n priester wat sy bloed, die bokkie se bloed op ons kom uitstort nie. Hy het dit self kom doen, sodat ek en jy in oorwinning kan lewe. Hy sê, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Hy weet wat ek en jy gaan. My broer, my sussie, as jy daar sit met jou probleme, hy weet, hy was ook op hierdie aarde. Hy het met al sy disippels, het hy gestap, 12 disippels, vir 3,5 jaar het hy met hulle gestap, hy het al hulle swakhede geken, hy het geweet waar en die mens, vers 16, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan. En dan sê hy op die regte tyd sodat ons barmhartigheid verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Jy sien, ek en jy kan na die troon van genade gaan, maar die duiwel sê vir ons, jy het te veel sonde, jy het te veel vlek in jou lewe, jy kan nie na hom toe gaan nie, jy het al gesien as ons deur 'n moeilike tyd gaan, maar die duiwel nie jy moet bid nie.
Hy wil nie jy moet bid nie, want hy laat jou sleg voel oor jouself. Hy kom sê vir jou, jy's nie goed genoeg vir God nie. Maar Jesus het ons goed genoeg gemaak, dis nie ek en jy nie. As dit ek en jy was, het nie een van ons ooit voor die Here kon staan nie. Het ons nie ene direkte toegang gehad nie. Jesus het dit vir ons kom gee. Kom ons glo dit, kom ons leef dit. Ons sê, Here, U het dit vir my kom werkstellig. Ons beklee nou 'n koninklike geslag, wat direk met God kan praat. En dan lees ons Romeine 8 vers 16. Die Gees getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. My boetie, my sussie, as God se Gees binne in jou, saam met sy Gees getuig, hoekom glo ons dit nie? Jy sien, wanneer die probleme kom, dan sê die duiwel vir ons, waar's God nou? Hy het my vergeet, hy's kwaad vir my. Hy's nie kwaad vir jou nie. Miskien gaan jy deur 'n moeilike tyd, omdat jy te min tyd met hom spandeer, omdat jy te min geloof in hom het. Dalk wil hy jou geloof optel, wil hy jou eers sterk maak. As God net alles so in ons skoot vir ons gee, hoekom moet ons hom glo? Hoekom moet ons hom glo? Hoekom moet ons hom aanhou dien, as alles net so lekker honkie-dorie gaan? Alles is net maanskyn en rose. Nee, partykeer moet jy deur daai moeilikheid, want moeilike tye bring jou op jou knieë. Moeilike tye bring jou in afhanklikheid van God, om te sê, Here, dis U. Dis nie ek nie, dis U wat dit vir my doen. Vers 17. En as ons kinders is, kan ek sien, wie's kinders van die Allerhoogste? Wat is jy as jy 'n kind is? 'n Erfgenaam van die hemel, maar ook 'n erfgenaam van Jesus se DNA, ook 'n erfgenaam van dit wat God in Christus kom belê het hy in my en jou kom belê. Ons is ook erfgename van sy persoonlikheid, van sy Gees, want hy sê, ek stort my Gees, ek stuur my Gees om by julle te wees, om altyd daar te wees. Erfgename van God, eerstens, en mede-erfgename van Christus. Wat het Christus vir ons kom sê? Ek het sonde kom oorwin. Ek het die dood kom oorwin. Ek het siekte kom oorwin. Ek het armoede kom oorwin. Alles wat jy nodig het in die lewe, het Jesus klaar betaal. Al wat jy moet doen is glo dit. Leef in daai heerlikheid van God elke dag. Maak 'n besluit en sê, Here, te midde van dit. Galasiërs 4 vers 5 sê, om die wat onder die wet was, los te koop, sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang. Jy sien, party ons is so vasgevang in hulle wettisisme, dat hy kan nie die aanneming van Christus kry nie. Hy glo nog in die ou verbond. Hy glo in dit wat 'n skeidsmuur gevorm het, maar nie ek en jy nie. Ons het aannemer tot kinders van God. Dan sê in vers 6, en omdat julle kinders is, het God die Gees van sy Seun in julle harte uitgestuur, en hy roep Abba Vader. Hy roep jou vanoggend, my boetie en my sussie, uit jou laas selfbeeld uit. Hy roep jou uit daai verwronge prentjie wat jy van God het. Hy wil vanoggend vir jou kom sê, jy's meer as 'n oorwinnaar. Jy is 'n oorwinnaar in Christus. Jy het al die krag in ons Vader. Begin dit glo, begin dit leef. En dan lees ons in vers 7. Daarom is jy nie meer dienskneg nie. Jy sien, baie keer het ons mos so dienskneg gesindheid. Here, ek is hopeloos. Ek is nie bestem vir niks meer as om net, jy moet dien. Ons moet altyd dien, ons sal altyd dienstig, maar ons is ook priesters en konings. Ons is 'n priesterse heiligdom. Jy moet nie dat die wêreld met jou mors nie. In die wêreld moet jy 'n dienskneg gesindheid hê, maar jy moet dit doen as 'n koningskind. Nie as 'n patetiese ou wat sê, Here, daar's niks goed in my nie. Nee, jy moet vir die wêreld gaan wys, al is jy 'n dienskneg. Ek is 'n dienskneg omdat ek Christus dien. Omdat sy liefde in my hart uitgestort is. Omdat hy my verstaan en hy my 'n kans gee. En dan 2 Korintiërs 5 vers 17. Daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou ding het verbygegaan. Alles het nuut geword. Wat is alles, my boetie en my sussie? Jou hele DNA, jou hele persepsie van God moet nou nuut word. Jy tree uit geloof, sê die Bybel, tot geloof. Jy kan nie dink jy gaan in geloof optree as jy in negativiteit optree nie. Jy kan nie met 'n negatiewe houding na God toe gaan en sê, nou gaan hy my seën nie. Hy sê uit geloof tot geloof. Met ander woorde, as jy na God toe gaan jy uit geloof, jou hele DNA, hy het jou 'n nuwe mens gemaak. In Christus met al die kwaliteite van Jesus. Om alles te doen. Hy sê, as ek weggaan, sal dit wat ek doen, sal julle doen en groter dinge. Dis binne in ons, maar ons glo dit nie. Die duiwel bring vir ons 'n wrongige ding om te sê, ons moet goed doen, om iets te wees in die lewe.
Al wat jy moet doen, wat sê hy? Glo in Christus, dan is jy iets in die lewe. Neem hom aan. Opnuut, maak hom jou koning, saligmaker, sê, Here, U is my leidsman, U lei my. Efesiërs 4 vers 22 sê, dat julle, wat die vorige lewenswandel betref, jou ou lewe, jou lae selfbeeld, alles wat die duiwel vir jou kom sê, jy nie is nie, dat jy wat moet dit kan doen, dat jy die vorige lewens, die ou mens, moet aflê. Het jy al jou ou mens afgelê? Wat is die ou mens? Hoor wat sê hy. Hy sê, deur die begeerlike, Here, van die verleiding ten gronde gaan. Jy sien, die duiwel verlei jou, om jou te laat glo, jy moet perform, om iets in Christus te wees. Jy moet glo, my broer en my sussie. Jy moet glo, wat is jy in Christus? Wat het sy bloed vir jou gedoen? Jy moet dit glo. Dan sê in vers 23, en dat jy vernuwe moet word, in die gees van julle gemoed. Hoe verander jy dit? God se woord. Adrian vanoggend gesê het, sy woord. Glo sy woord, hy is die woord. In die begin, Johannes 1 sê, in die begin was die woord was by God. Hy het vlees geword. Hy het net soos ek en jy op hierdie aarde gewandel. Maar hy het nie geglo wat die duiwel vir hom gesê het nie. Hy het geglo wat God vir hom gesê het. Jy's gestuur. Jy's 'n meesterstuk. Jy's uitgekies. Jy's goed genoeg. Glo dit. Glo dit net, jy's goed genoeg. En dan sê hy vers 24, en julle met die nuwe mens moet beklee. Hy sê, lê af. Wie moet die ou mens aflê? Jy. God het jou niet gemaak, maar jy moet dit aflê. Die Here gaan nie vir jou kom en sê, ag my boetie, my sussietjie, ag weet jy, jy's nou verander, jy moet dit glo. Jy moet daai mens vat en hom uitruk en sê, Sugawena, laat jy gaan. Dis nie vir my bedoel nie, ek glo in Christus. Jy moet dit vat. Jy moet dit jou eie maak. Dan sê hy, en julle met die nuwe mens moet beklee, wat na God geskaap is, in ware geregtigheid en heiligheid. Wat na God gestaap is, in ware, waar kom die geregtigheid van God? Jesus is sonde gemaak. Hy het alles uit jou uitkom haal, sodat jy kan word, geregtigheid in God. Waar lê jou geregtigheid? In Jesus. Die sonde het hy weggevat. Dit beteken nie, jy kan nou nie sonde doen nie. Nee, hy sê in waardigheid en heiligheid. Nou moet jy streef na heiligmaking. Sê, Here, verander my, om meer soos Christus te word. Voor ons ontmoeting met Christus, was ons so vasgevang in die sonde. Maar na ons Christus ontmoet het ons kon vrymaak van die sonde. Nou het jou DNA verander om Christus gelukkig te hou, om meer soos hy te wil word. Christus verander ons status voor God. Hoe? Onmiddellik. Die oomblik toe jy hom aanneem, toe jy in Christus, toe jy 'n nuwe mens, toe lê die ou mens agter jou. Maar jy sien, die duiwel kom sê vir jou, jy het nie verander nie. Glo jy's verander, al het jy nie verander nie. Hoe meer jy dit glo, my boetie en my sussie, hoe meer gaan jy dit begin leef. Party mense, jy weet, ek kom agter. Party mense word gered en hulle is net so, daar's baie goed in hulle lewe ander. Ander ouens stap 'n bietjie 'n pad soos ek wat bietjie stadig is. Ons vat so 'n bietjie langer. Maar weet jy wat, God los jou nie. God stap juist dalk met jou 'n langer pad sodat jy 'n getuie kan word vir die volgende ou. Dis hoekom hy met jou lang, en jy wat bevoorreg is om dadelik te verander, moenie neerkyk op die ou wat nie verander het nie, gaan help hom. Gaan tel hom op. Ek luister van 'n pastoor. Weet jy wie daai ding gesien? Hy sê, as long as I'm the pastor of this church, as julle nie die dronkaard en die slegte ou in hierdie kerk toelaat nie, dan is daar die deur vir jou. Ek wil amper dieselfde sê. Ons moet sondaars inbring dat hulle kan verander. Party verander vinnig, ander vat 'n bietjie tyd. Maar God is nie klaar met jou nie. Weet jy dit? Die dag as jou hart vir die Here gee, begin heiligmaking. Party is net bietjie vinniger as ander. Maar vertrou mekaar. God verdra ons met liefde. En dan sluit ek af met 2 verse nog, Romeine 8 vers 15. Want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie. Maar julle het ontvang 'n gees van aanneming. Wat beteken daai aanneming? 'n gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep Abba Vader. So jou gees binne in jou. Hy roep Abba Vader. Hy roep jou tot oorwinning. Hy roep jou tot 'n nuwe mens. Hy sê, ek lewe binne in jou. Glo dit. Gaan leef dit. En dan sluit ek af met Romeine 5 vers 17. Hy sê, want as ons te gevolge van die misdaad van die een, die dood geheers het, deur die een, toe Adam en Eva sonde doen, het die dood ingekom. Nou sê hy, in die tweede plek, maar veel meer sal hulle
wat die oorvloed van genade en die gawe van geregtigheid ontvang het, wat doen? In hierdie lewe heers deur die een Jesus Christus. So wat wil God vir ons sê? Bert, as julle kan vorentoe kom. Wat wil God vir ons sê? Ek en jy moet heers oor jou verslawing, oor jou sonde, oor alles wat die duiwel vir jou kom sê, jy nie is nie. Vir God hê, jy moet oor hom heers en sê, maar ek is dit. Wanneer wil hy moet ons daaroor heers? Nou, in hierdie lewe. Party mense sê, ek wag vir die hemel. Jy moet nou 'n oorwinnende lewe leef. Die Bybel sê in Genesis, hy sê, onderwerp dit en heers. Onderwerp die skepping aan jou en heers daaroor. Maar jy sien, ons laat mense oor ons heers. Ek sê nou nie, jy moet nou arrogant raak en mense wegstoot nie. Nee, hoe heers jy? Christus wat in jou is. Jy staan op uit geloof. Jy sê, ek leef Christus binne in my. Daarom gaan ek in die wêreld in om mense te verander met Christus se liefde binne in my. Dis wat God van ons vra, hou op. Laat die duiwel vir jou sê, jy gaan dit nie maak nie. Hou op, laat die duiwel vir jou sê, jy's nie goed genoeg nie. Jy het Christus se DNA. Christus se DNA. Vader, wat 'n wonderlike voorreg om net te weet dat U het Uself binne in ons kom lê. As ons in Christus is ons 'n nuwe skepsel. Die ou dinge, alles wat ons so teruggehou het, alles wat ons so afgetrek het, alles wat ons so negatief gemaak het, dis verby. Dis verby. Julle is nou in Christus en verbygaan. Alles het nuut geword. Here, ons hele wese het nuut geword in Christus. Help ons, Vader. Wanneer die duiwel vir ons kom sê ons gaan dit nie maak nie. Laat ons vir hom kom sê soos Job, daar in Job 22. Ons sal, as jy sê aftrane, dan sê ek optrane. Deuteronomium 28 sê, U maak ons die kop en nie die stert nie. Ons sal opgaan en nie onder toe gaan nie. Ons sal vorentoe gaan en nie agtertoe gaan nie. Dankie, Here. U maak vanoggend elke lid en elke persoon wat hier is vanoggend en elkeen wat hierdie boodskap luister. U maak ons die kop en nie die stert nie. U maak ons meesterstukke. Ons aanvaar vandag, ons is 'n meesterstuk wat nog nie klaar is nie, wat U nog mee besig is miskien. Miskien is U nog besig om te skaaf en te buitel aan ons, maar Here, U los ons nie. Dankie vir die wete. Ons name is in die boek van die lewe geskryf en ons prys U daarvoor in Jesus naam. Amen. Kom ons staan. Ons gaan 'n laaste liedjie sing. As daar iemand is wat gebed nodig het,